Gister het ons gekyk na die eerste storm wat die Here Jesus stilgemaak het. En ons het vir mekaar gesê dat ons nie moet vrees nie, want die Here is in elke storm by my. Vandag gaan ons leer dat daar 'n tweede storm was wat die Here Jesus stilgemaak het. Ons lees daarvan in Matteus hoofstuk 14 vers 23 tot 33. Dit is nou die tweede keer dat die disippels in 'n storm op die see beland. Die eerste keer was die Here Jesus aan boord en die disippels het dit uitgeroep: Here, gee U nie om dat ons vergaan nie. Hierdie keer is hulle alleen. Hulle is in die middel van die see, in die middel van die nag, in 'n storm. Van waar hulle weggevaar het, behoort dit hulle 'n uur te neem om hulle bestemming te bereik. Maar omdat die wind teen hulle was en die golwe hulle getuister het soos dit daar staan, is hulle al ongeveer 8 of 9 ure op die water. Met die eerste storm het die Here Jesus vir hulle gesê: Waarom is julle bang, klein gelowiges? Ek is dan nou hier by julle. Met die tweede storm is hy nie daar nie. En as hulle hom op die see sien loop en dink dit is 'n spook, dan skreeu hulle van angs. Maar dan sê hy: Dit is ek. Moenie vrees nie. En omdat hulle die Here Jesus nou al leer ken het, deur ervaring leer ken het, is hierdie woorde vir hulle genoeg. Dit is ek. Petrus vra dan om op die water te loop en die onmoontlike gebeur. 'n Sondaar mens loop op water. Dit is die krag van die geloof. Dit is wat moontlik is as jy op die Here vertrou. Dit is waaroor ons gister gepraat het, nie waar nie. Met die Here aan my sy kan ek enige storm trotseer. Ja, in die krag van die geloof kan jy midde in die storm, letterlik, nee, figuurlik, op water loop. Die wete dat die Here Jesus by jou is, laat jou die onmoontlike verwag. Jy trotseer die storm terwyl ander mense vergaan. En dit is wat Petrus hier doen. Hy kry die onmoontlike reg. Hy bly staan in die storm. Hy loop op water. Maar dan doen hy wat ons ook doen, of kom ons sê dit eerder, ons doen wat hy ook gedoen het. Hy verloor sy fokus. In plaas daarvan om te kyk na hom wat in die storm by jou is, kyk jy na die storm. Die hoë branders wat om jou breek trek jou aandag. In plaas daarvan om te fokus op hom wat in die storm by jou is, fokus jy op die gevolge van die dinge wat met jou gebeur. Jy staar jou blind in die droogte, en die siekte, of die swak ekonomie, of die probleme in jou huwelik, of met jou kinders, en jy verloor jou fokus, en jy begin sink. Verstaan nie? As jy meer aandag gee aan die storm, as aan die een wat in die storm by jou is, gaan jy sink. Hoor dit weer, as jy meer aandag gee aan die storm, as aan die een wat in die storm by jou is, gaan jy sink. Ons kan nie kies of daar storms in ons lewens gaan wees nie. Hulle kom skielik en onverwags, en hulle is daar. Wat ons wel kan kies is waar ons fokus gaan wees. En daarom, hou jou oë op Jesus. Die enigste manier om dit te doen, is om elke dag Bybel te lees, elke dag te bid, en elke Sondag in die kerk te wees. Ja, elke dag van jou lewe moet daarop gefokus wees om die Here nog beter te leer ken, want hoe beter jy hom ken, hoe meer sal jy hom kan vertrou dat hy werklik kan help. Ja, alleen as jy die Here Jesus werklik ken as die almagtige God, sal jy kan uitroep: Here, red my. Storms gaan daar wees. Branders gaan oor jou breek. Hou jou fokus op die Here Jesus, want hy kan ook die storm wat daar nou in jou lewe woed, stilmaak. Hoor dit vanmôre. Vrees vir wat môre kan bring, is onnodig as jy jou oë vandag op Jesus hou. Vrees vir wat môre moontlik kan bring, is onnodig
as jy jou oë vandag op Jesus hou. Hy is in beheer. Hy sal jou red en hy sal jou uittrek uit die watergolwe. Kom ons bid. O Here Jesus, ons bely vanmôre voor U dat ons soms ons oë van U laat wegdwaal en ons blind staar teen die storms in ons lewe. Help ons en lei ons, Here, deur U Gees, sodat ons staande kan bly. Amen.